Ile Frans, ons het hom eintlik begin inkoop by ons om karkaasgewys te kry. So karkaasgewys, hy dra vir my baie goeie potensiaal op vleisgedeelte en hy's in ons omgewing is hy goed aangepas teenoor die ander rasse wat daar is. So ons kry steel hom ook nou, die laaste kry steel ons hom. So die lammers wat daar uitkom is goeie karkas en dis mooi karkas. Ja, kyk, elke man se lam is seker sy wennerlam wat hy geskryf het, so maar ek dink net omdat hy Ile Frans is hy eintlik nog beter, 'n bietjie meer ronding rond. So ons hoop maar die vleis kom uit soos ons verwag het is. Elke boer gee maar sy beste om hy goeders te kan doen. So. Ja. Die Ile Frans, as jy eers een keer die Ile Frans eet het, raak jy verslaaf aan dit. Dit is wat my kliënte vir my sê. O, En die ander ding is dan dis hy marinering van die vleis en ek weet jy het net 'n ander smaak as 'n gewone skaap. Ek is al 4 jaar wat ons inskryf hier by hierdie Lamb Jams en dit is vir die gees en iets terug te gee vir die boere wat sukkel en versaai. Dit is net jy moet deelneem aan sweet om iets weer terug te gee. okay. Ja, en dan beplan ons alweer om nog verder uit te brei. Kyk na Bloemfontein en Parys. Hy word baie vinnig af in jou voerkraal en sy marbling is uitstekend. Hy word nie te vinnig vet nie. So ek dink dit is maar die groot rede waarom hy die beste vleis is. Ile Frans as jy hom een keer geproe het, dan wil jy nie iets anders eet nie. Ek dink dit gaan maar net oor die Ile Frans wat ons sou kies vir die ideaalste vleisras want hulle is groot in die karkas, lekker vleis, nie te veel vet nie, ook nie te min vet nie, dis tussenin. Ag, dit is maar om die Ile Frans al buite te kry. Dit is om die naam van die Ile Frans 'n bietjie hoog te dra. Almal praat altyd van die dorpers en die dormers en die merinos, maar die Ile Frans dink ek is die topskaap eintlik maar. Ja. Ek moet weet ons boer met die beste ras wat daar is. En dit gaan maar wees 'n vleisras. So ons is baie happy met die gehalte wat die vleis uitkom. Ons het 'n hele jaar gevat om voorbereiding te doen vir die lam. En dan maak ons seker ons bring die beste saam. Daar's baie opsies tussen die vleise wat daar beskikbaar is, maar sy mabelering tussen die vet en die vleis bly maar die beste. Dit is mooi, dit is mooi verspreiding en goeie smaak. So as jy dit geproe het, een keer sal jy nie weer anders skaap wil eet nie. Ja, kyk, as jy nie 'n lyn in die water het, gaan jy nooit weet wat jy sal kan vang nie. So ons vat die kans is maar dis die beste wat ons kan lewer, so dan moet ons dit vir die publiek kan ook oopstel en laat almal die geleentheid kan deelneem ook. Dis 'n skaap wat baie vleis dra. As jy gaan kyk na die bou van 'n skaap, goed die groei vermoë van 'n Ile Frans so goed, jy weet van op enigiets van 100 tot 130 dae gee hom al slag. Wat beteken dit is 'n vleisdraande skaap goed wat 'n mooi bouvorm het wat nie baie vinnig vet aansit nie. Sê jou die kans is baie groot dat jy altyd net 'n A2 sal slag gee. Ek dink die vetverspreiding op die lam is uitstekend. Die smaak in hom, ons glo die mense gaan die regte besluit maak rondom dit en dan probeer dat Ile Frans die ideale vleisras is om te probeer te eet. Ons het maar begin met Ile Frans boerdery. Ons gaan nie die beste wees want ek boer met hom. Niemand gaan my verkeerd bewys nie. Maar net soos ou met 'n Toyota ry, daar's nie 'n beter bakkies nie. So sy gehalte is baie goed, die vet is mooi, sy mabelering is baie mooi en al die kliënte wat ons aan verskaf, almal kom altyd terug vir nog. As ek reg is ons 3de keer hierdie jaar. 4de kompetisie. En ag, dis lekker. Ons geniet die mense, ons geniet die atmosfeer. Dis lekker om skaap te eet en ons geniet dit al die mense rondom ons. Baie sag en die
Marbelering van die vet in die weefsel is uitstekend. 'n Groot deel daarvan is om my karkaste wat ek voer met die publiek te deel en dan met ander teelers op te weeg om te sien dat waar jou standaarde is.